Vanoggend terwyl ek tande borsel, ek weet nie hoekom dit altyd so is, as ek tande borsel, dan is ek in 'n diepe gesprek met Heilige Gees. En ek haal vanoggend aan, so in my gedagtes, Johannes 17 vers 17, Vader, heilig ons in die waarheid. U woord is die waarheid. En skielik sê Heilige Gees iets radikaals van my. Kan ek dit maar noem vanoggend? Hy sê, heilig my in die waarheid. U woord, nie die Bybel nie. U woord is die waarheid. Het jy geweet, daar's 'n verskil tussen die woord van God en die Bybel, 'n boek, meestal geïnspireer deur die opinie en die persepsie van 'n mens. En hy sê vir my, ek is wakker oor my woord, nie oor die Bybel nie. Kan ek maar radikale goed sê vanoggend? En hy haal Lukas 4 aan. Kyk gou wat sê Lukas 4. Hy haal Lukas 4 aan. Kan ek maar radikale goed sê? Dis my, ek het na ons Vrydag in Bloemfontein was by 'n begrafnis, het ek maar net weer eens besef, ek is seker maar, jy kan my batte aantrek, maar jy vat my nie saam na plekke toe nie. Ek is te uitverkoop aan waarheid. Lukas 4. Hoor wat sê Jesus in Lukas 4. Kom ek skok ons so bietjie. Kom ek skud ons so bietjie wakker. Skiet ek die Bybel af? Nee. Maar daar's 'n verskil tussen die Bybel en die woord. Toe die engel aan Maria verskyn en die engel van Maria sê, jy sal swanger word en 'n seun baar en die Allerhoogste sal oor jou kom, het sy nie gesê, laat dit wees volgens die Bybel nie. Die Bybel het haar nie bevrug nie. Die woord van God het haar bevrug. Wat is die woord? Die woord het vlees geword. Die Bybel kan nie vlees word nie, as 'n boek. En as ek en jy besig is met die woord, sal die manifestasie van die vrug van die woord in jou vlees manifesteer. Dis die enigste plek waar die woord van God kan manifesteer. Want die woord is onverganklike sperm. Woordsaad. God is gees. Die woord wat vlees geword het 'n aanhaling gemaak. My woorde is gees en my woorde is lewe. Die probleem met die Bybel is meer as een evangelie in hierdie boek. 2 Korintiërs 3 sê, ek wil dit gou aanhaal voor ek Lukas 4 lees. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3. Skiet ek die Bybel af? Nee. Skiet ek die Bybel af? Nee. Maar ons moet versigtig wees, waarmee is ons besig? Kyk wat sê 2 Korintiërs 3, ek gaan nou Lukas 4 lees. 2 Korintiërs 3 sê, hy wat ons bekwaam gemaak het, is dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter, nie van die wet nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, so die kinders van Israel nie hulle oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees, wat lewend maak, dan nie in heerlikheid wees nie. In hierdie Bybel, in hierdie boek, is daar 'n bediening van dood. Jy kan of besig wees met die dood, of jy kan besig wees met die bediening van die gees, wat lewend maak. Waarmee is ons besig? So die Bybel en die woord van God is nie dieselfde nie. Ons kan besig wees met die Bybel en ons kan sê, ja, maar die Bybel sê, dan is ons toeka besig met die bediening van die dood. En dis vir my 'n hartseer saak, dat Christene die dood verkies bo lewe. Want die Bybel sê, maar wat sê die woord? Kan ek maar so 'n bietjie waai? My hart is eintlik seer. My hart is van Vrydag af al seer. Nie oor die hartseer van 'n vriend nie, oor die hartseer
van die dogma, want die Bybel sê. Maar wat sê die woord? Kyk wat sê Lukas 4. Vergewe vir my. Sy sê nee, hy vergewe my nie. Lukas 4, maar ek verstaan wat hy eintlik sê. Hoor wat sê Jesus in Lukas 4. Maar Jesus het geantwoord, Lukas 4 vers 4. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, daar's geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Nie die Bybel nie. Jesus sê vir die disippels, ek gaan nie. Jesus sê vir die disippels, ek sal die Vader bid, en hy sal julle nie die Bybel stuur, om julle te lei in die hele waarheid nie. Ek sal die Vader bid, en hy sal julle die Heilige Gees stuur, om julle te lei in die hele waarheid. Skiet ek die Bybel af? Nee. Maar waarmee is ons besig? Want in hierdie boek is die bediening van die dood. En in hierdie boek is die woord wat vlees geword het, 'n persoon, die Christus. Wie en wat ek en jy eintlik is. En ek persoonlik glo eerder die woord as die Bybel, wat 'n persepsie skep van 'n God wat straf, wat slaan en wat doodmaak. Ek was in 'n gesprek met iemand Vrydag. Ek sê vir die persoon, glo die persoon aan dit wat op die kruis gebeur het? Ja. En ek vra, maar wat het op die kruis gebeur? En ongelukkig is die persepsie wat ons het as die Christene van die kruis, volgens die Bybel en nie volgens die woord nie. En my volgende vraag was, wat het dan gebeur met die opstanding? Hoekom dan 'n opstanding? Wat is die krag van die opstanding? En weer eens 'n wanpersepsie as gevolg van die Bybel en nie volgens die woord nie. En my aanhaling was Hebreërs 2 vers 14. Vir hierdie doel het hy kom mens word. Hy kom vlees en bloed deelagtig word, sodat hy hom wat mag het oor die dood, die duiwel, sy werke tot niet maak. En my volgende stelling was, met ander woorde, jy glo jou God maak dood, dan werk jou God en die duiwel saam in besigheid. Volgens die Bybel. Maar wat sê die woord? Ja, sê nou wil ek 'n perd opsal. Wat sê die woord? Sien julle? Jy kan my bad en aantrek, maar jy vat my nie saam dorp toe nie. Dis hoekom my vrou sê, sy gaan nie saam dorp toe nie. Kom ons gee die Here 'n lekker harde lofoffer. Vandag se boodskap kan ek eintlik 'n reeks maak, maar ons gaan bly by vandag se boodskap. Vandag se boodskap gaan oor die laaste Adam. Vraagteken. Vandag se boodskap gaan oor die laaste Adam. Weet julle wat, na my inleiding van vanoggend kan ek maar eintlik sê amen en ons kan eintlik my huis toe gaan. Ek dink ek het nou baie gesê vanoggend. Die laaste Adam en die middelpunt, die manifestasie as die gebeurtenis was weer eens. Dit is
volbring. Was weer eens, dit is volbring. Wat is volbring? As hy hier die laaste Adam was, sê vir my, na die kruis, is hier nog 'n Adam. En vandag moet ons kyk na dit. En dit is belangrik dat jy dit weet. Want ons grootste probleem, daar's 2 groot probleme wat ons as die kerk uit. Punt nommer 1, ons leef nog uit ons ou herinneringe. En die tweede punt is, ons probeer nog steeds vir Adam fix. 2, 5, 6 stappe hoe om 'n beter mens te wees. Daar is nie 'n beter mens nie. Daar is nie 'n Adam nie. Daar is net een nuwe mens. En vandag moet ons na dit kyk. Wat beteken dit? Hy was die laaste Adam. Want ons probeer nog die Adam fix. Daar is nie meer 'n Adam nie. Adam, as die laaste Adam, is dood. Waarvan het hy ons kom red? Hy het jou nie net kom red van die dood nie, hy het jou kom red van 'n Adam, 'n verkeerde geslag. Die vorige boodskap. Die grootste skandaal op aarde. Wat 'n skokkende woord, wat 'n klip in 'n byenes. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15, 45. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15, 45. 1 Korintiërs 15, 45. Soos daar geskrywe, die eerste mens Adam, onthou julle die vorige week, die eerste mens Adam, ek het gekom om u wil te kom doen, ek kon neem die eerste dinge weg om die tweede te stel. Die eerste mens Adam was 'n lewende siel. Die laaste Adam, 'n lewend makende, wat staan in jou Bybel? 'n lewend makende gees. 'n lewend makende gees. 'n lewend makende gees. NB in vlees. Die grootste openbaring wat daar is, die grootste verborgenheid wat daar is. Daarom sê Romeine 8 vers 11. Dieselfde gees wat hom uit die dode opgewek het, is dieselfde gees, luister mooi, wat in 'n sterflike liggaam is. Dat 'n sterflike liggaam moet doodgaan sodat ons moet hemel toe gaan, of dat daardie gees as die laaste Adam 'n sterflike liggaam nou lewend maak as die nuwe mens. Wat sê jou Bybel? Dan sê Romeine 8 vers 13, as ons nie deur dit gaan leef as die oortuiging van ons hart nie, sal 'n sterflike vleesliggaam nog steeds dood sien. Maar as ons deur die gees die werke, die oortuigings, die woorde, wat ons verkondig, tot niet maak as hy was die laaste, sal jy die een nuwe mens, vir ewig en vir altyd, lewe, waar? Op die aarde. Want, ek het gekom, Vader, as laaste Adam, om die eerste dinge weg te vat, om die tweede te stel, sodat deur u wil, wat is sy wil? Matteus 6 vers 10, Vader, laat u wil geskied, soos dit in die hemel is, so ook nou waar? So ook nou waar?
Sê sterflike vlees. En dis die probleem waarmee ons tans sit, as algemeen in die kerk. Dis hoekom die meeste glo ons moet doodgaan. Want dis mos vir eendag daar. En ons sit met daardie persepsie, want ons redeneer nog as 'n lewende siel, as die eerste Adam, terwyl ons saam met hom die laaste was. Daar's net een nuwe mens. En ons moet daarna kyk om dit te verstaan. Ek wil gou vir jou advies, hoe belangrik jou liggaam wat jy nou het is. Hoe belangrik die liggaam nou is. Ek wil gou vir jou dit wys, dat jy het verstaan hoe God dit gedoen het, want dit was mos 'n proses. Interessant, Adam uit stof, hierdie Adam was gebore uit 'n vrou. Interessant, Maria, jy sal swanger word en 'n seun baar. Jesaja 9, 'n kind is vir ons gebore, jy's saam met hom, uit 'n vader en 'n moeder, 'n aardse, uit 'n sterflike, verganklike saad, 'n proses, maar 'n seun is aan ons gegee. 'n Verheerliking van die manifestasie as onverganklik, God in vlees, God se plan. Met ander woorde, uit 'n vrou gebore, maar hier uit God gebore. 'n nuwe mens. En ek gaan vir ietsie wys vanoggend. Kyk gou wat sê Matteus 13. Ek moet dit vir jou wys. Matteus 13. Ek maak weer eens 'n radikale stelling. As jou vleesliggaam nou moet sterf, doodgaan, terugkeer na stof, het God nie 'n prototipe wat God in gedagte gehad het om te manifesteer die ware nie. Dis so groot as jy dit snap en dit verstaan. Dis hoekom Jesus aan sy disippels opdrag gegee het. Gaan verkondig nou hierdie domein, hierdie heerlikheid, hierdie koninkryk, hierdie geestelike dimensie het vir julle naby gekom. En wat was die eerste opdrag? Genees die sieke. Ek wonder hoekom. Wat was die volgende opdrag? Wek die dooies op. Ek wonder hoekom. Jesus was seker dan net so groot rebel soos Rudy. Hoekom was dit nodig dat die siekes genees moet word? Hoekom is dit nodig dat die dooies opgewek moet word? Want jy moet verstaan en weet, God het 'n sterflike liggaam in gedagte gehad om te manifesteer. Jy sal die waarheid ken en die vryheid van die waarheid gaan jou verander van 'n heerlikheid in 'n heerlikheid as die openbaarmaking van God in vlees. Hier sit hulle. God het jou nodig. Want God se beloftes vir my en vir jou is ja en amen tot heerlikheid van God, maar deur ons. Want God is gees. En vir God om sigbaar te word, vir God om hom te openbaar as waaragtig op die aarde, want enige gees om wettig op die aarde te wees, het 'n vleesliggaam nodig. Toe sê God, laat ons 'n mens maak, na ons beeld, ons gelykenis. Laat hulle vrugbaar wees, laat hulle vermeerder, laat hulle die aarde vul, en God begin met 'n prototipe, om te manifesteer die ware. Jesus was nie plan B nie. Adam kon dit nie help nie, want Adam het dit nie gehad nie. Dit is deel van God se plan. Dis 'n groot stelling. Ek meen, ek het vir die Here gevra, ek verstaan dit nie. As hy vir Adam gesê het en vir Eva gesê het, jy mag nie eet van hierdie boom nie, hoekom het hy nie, soos vandag, die wering omgesit, met rooi ligte wat flikker, bly weg, beware of the tree, pas op, moeilikheid, en toe gaan God, en toe gee hy vir Adam nog 'n vrou wat naak is ook. Here, hoe werk dit? Hoe kan u dit doen, Here? Sê, dit was God se plan al die tyd nog. God het nog nooit van opinie verander nie. Dis net ons wat hom moet ken, want hierdie lewe is om hom te ken, die enige waaragtige en Jesus Christus wat hy gestuur het. So Jesus was nie plan B nie. Dit was alles deel van God se plan. Dat ek en jy kan uitkom
dat ek en jy kan uitkom by as die laaste. Adam, as die laaste van die proses. Hier is die ware, die genuine, hier sit hy. Is dit nie mooi nie? Maak dit sin wat ek wil sê, of was ek alou wat, maak dit net vir my sin. Kyk wat sê Matteus 13. Matteus 13, 34, onthou julle die gelykenisse. Vers 34, Matteus 13, 34, al die dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul, sê saam met my, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profete. Ek sal my mond open deur gelykenisse, ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Nou ek het my so geskryf, met ander woorde, hy het gelykenisse gebring, totdat dit volbring is, want daar was verborge dinge. En hierdie verborge dinge was voor die grondlegging van die wêreld. Maar hy het met hulle met gelykenisse gepraat, totdat dit volbring is. Nou, 'n verborgenheid bestaan uit twee dele. Deel 1 is die onsigbare, die geestelike. Dit wat was voor die grondlegging van die wêreld. En deel 2 van hierdie verborgenheid is die openbaarmaking as sigbaar. Daarom was daar 'n opstanding, daarom is dit nie meer 'n proses nie, daarom is daar net die ware een nuwe mens, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. Die proses is volbring as die laaste, daar is nie meer 'n Adam nie, daar is net een nuwe mens, as die opgewekte, verheerlikte Christus, daarom 'n opstanding. Die meeste van ons vier Paasnaweek as die opstanding. Ek en jy kan die opstanding nie meer vier as net 'n Paasnaweek nie. Dis 'n leefwyse, dis 'n lewenswandel, dis wie jy is, die ware soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. Want die verborgenheid is volbring. God is sigbaar, 'n nuwe mens, 'n nuwe geslag, 'n nuwe spesies op die aarde, die Christus. Hier sit hy. Dis fantastiese nuus. Dis fantastiese nuus. Kyk nou wat sê vers 44. Kyk wat kom doen hy. Hy vertel 'n gelykenis, want daar's 'n verborgenheid as voor die grondlegging van die wêreld wat hier volbring is, wat hier geopenbaar moet word as sigbaar in vlees. Verheerlik, onverganklik. Dis hoekom toe hy opstaan uit die dode, toe sê hy vir hulle, kom vat aan my. Ek is nie 'n gees nie, my vriend. As jy wil hemel toe gaan om by God te wees, moet jy gees wees, want jy verloor jou liggaam, jy verloor jou tempel. Die verheerlikte ware wie jy is, wat God in gedagte gehad het, is 'n vlees, onverganklik, verheerlik. Hy sê, kom vat aan my. Ek is nie 'n gees nie, ek is vlees en ek is been. Gee my iets om te eet. As jy dit nie glo nie, was hy te vergeefs vir jou die laaste Adam, was hy te vergeefs vir jou opgewek, en jy saam hom opgewek. Daarom is ons die begin uit die dood. Ek is nie op pad om dood te gaan nie, die dood is oorwin, hy's agter my. Ek is 'n nuwe wese, 'n nuwe skepping, 'n nuwe mens, en ek gaan nou by dit kom, om vir jou te wys hoe kragtig dit eintlik is. Kyk wat sê vers 44. Hy vergelyk die koninkryk met gelykenisse. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy verkoop alles wat hy het, en hy koop daar die saailand. Sê saam met my, hy koop die saailand. Want in die saailand, hier so groote, is 'n skat. En vir God, om die skat te kry, koop hy die saailand. Raai, wat is die saailand? Die saailand is jou vlees, liggaam. Jou arme vlees, liggaam. Die toestand waarin jou vlees, liggaam nou is die toedoen van jou eie oortuigings, jou eie keuses, jou eie bewustheid, jou arme siel manifestasie, as die einddoel van jou geloof, manifesteer die toestand van die saailand. Want in hierdie saailand, in hierdie skat, in hierdie land, in hierdie vleesliggaam, is 'n skat. Wat is die skat? Weereens kom Paulus en hy maak 'n verborgenheid bekend, Kolossense 1:26. Hy sê, ek deel julle 'n verborgenheid mee.
Efesiërs 3 ook, wat eeue en geslagte lank verborge was, 'n skat in 'n saailand, wat hy 'n duur prys betaal het. Weet jy nie dat jou liggaam, die saailand duur gekoop is nie, en dat die saailand jou liggaam nie meer aan jouself behoort nie. Verheerlik God met jou saailand, verheerlik God met jou liggaam en met jou gees, want in hierdie sterflike vlees liggaam is 'n skat. Wat is die skat? Kolossense 1, 26, 27, 28, sê Paulus, ek deel julle verborgenheid mee. Christus, die nuwe mens, die hoop van die heerlikheid. Waar? Sê in die saailand. Sê in die mens. Daarom is jou vlees liggaam as saailand so belangrik, want hy dra die skat. Maar vir ons wat in waarheid is, want opstanding beteken die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Opstanding beteken die ommekeer van 'n bewustheid. Opstanding beteken die ontdekking van jou afkoms as uit God en nie meer uit oom Dolf en tannie Gerrie nie. So vir my is dit nie meer net 'n skat nie, want weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is nie. Julle is die liggaam van Christus. Nou wag alles vir die openbarmaking van daai skat. Christus, jy in die saailand om die sterflike vleesliggaam lewend te maak. Maar ons wil doodgaan en ons wil hemel toe gaan. Daarom kyk wat sê 2 Korintiërs 4. Is dit nie fantasties nie? Met ander woorde, God het die saailand nodig. Dis hoekom dieselfde gees die saailand, jou sterflike vleesliggaam moet lewend maak. Dis hoekom die 3de brief van Johannes sê, mag dit met die saailand, mag dit met jou vleesliggaam goed gaan, soos dit met jou siel goed gaan. As jy vra vir die algemene, kom sê Christen, wat is die einddoel van jou geloof? Gaan hulle vir jou sê om die hel te mis en hemel toe te gaan. Sê Bybel, maar wat sê die woord? Kan hulle gou vir jou wys wat sê die woord? Wat is die einddoel van jou geloof? Want dit gaan oor 'n saailand met 'n skat. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1, nou wys ek gou vir jou. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 vers 9. Wat is die einddoel van ons geloof, Rudy? Rudy, wat is die einddoel van jou geloof, Rudy? 1 Petrus 1 vers 9, en die einddoel van julle geloof is die saligheid, is die redding van jou siel. Hoekom die redding van jou siel? Sodat siel versadig kan word met gees. Hoekom? Want die saailand, die vleesliggaam, se manifestasie van toestand hang van die siel af. Wat is die einddoel van jou geloof? Die saligheid, die redding van jou siel. Vers 10, aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is ondersoek en nagevolg. En wat nagespeur op watter wodanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het toe hy vooruit getuig het van die lyde, die dood, die laaste Adam wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. My vriend en my vriendin, die meeste wag vir 'n eindtyd. Die meeste wag vir die dood om hemel toe te gaan. As jy besig is met waarheid, is jy die verwagting, die afwagting, die manifestasie van die heerlikheid. En Habakuk 2 kom verder en hy profeteer. Hy sê hierdie heerlikheid sal die aarde bedek. Die kennis van die heerlikheid sal die aarde bedek soos die waters die seebodem. So weer eens, waar is dit? Waar is dit? Ek het dit geskryf nie. Ja, ek het dit geskryf. Jammer kerk. Jammer vir die woord. Jammer vir die woord. Kyk nou wat sê 2 Korintiërs 4. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4. Hoekom het jy die saailand gekoop? Hoekom behoort jy nie meer aan jouself nie? Hoekom? Kyk wat sê 2 Korintiërs 4 vers 7. 2 Korintiërs 4 vers 7. Maar ons het hierdie skat in erdekruike. Wat is die erdekruik? Die saailand. 'n sterflike vleesliggaam. Wat nie moet gebeur? Wat deur lewe verslind moet word. Want dit was God se proses. Daarom was hy die laaste. Hy was die laaste as die erdekruik. Hy was die laaste as 'n erdekruik wat gebreek het. Deur sy vleesliggaam deurboor, die weg oopgemaak, sodat die skat, die Christus geopenbaar kan word, verheerlik. Hier's God in vlees.
Wow, Here, en dis die evangelie. Dis die woord van God. Dis die bediening van die gees van lewe. Kyk wat sê 2 Korintiërs 4 vers 7. Hoekom het jy die saailand gekoop? Hoekom is jou liggaam duur gekoop? Hoekom behoort jou liggaam nie meer aan jouself nie? Want ons het hierdie skat in die aarde gekry, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit onsself nie. Daarom in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om. Hoekom? Sodat ook die lewe, die skat in ons van Christus in ons liggaam, in jou liggaam openbaar kan word. Dit moet in die saailand openbaar kan word. As die saailand doodgaan en terugkeer na stof, is God verlore saam met jou. As jy openbaar maak en as jy sigbaar word vir wie wat God is, want God is gees. Ons lees 'n bietjie verder. Vers 11. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees, saailand, openbaar kan word as verheerlik. Toe Paulus dit skryf, het dit geskryf na aanleiding van dit wat 70 na Christus gebeur het. Ek wil vanoggend vir jou sê, as ek en jy behoort aan die opgewekte Christus, ons het uitgekom by die ontdekking van die ware ek, is dit nie meer in my as verborgen nie, dit is reeds klaar geopenbaar deur God, deur die opstanding, as verheerliking. Hier is God in vlees, want ek is die vleesliggaam as die Christus. Hoor julle wat ek sê? Ons kan nie bly by Paulus se hoop nie. Paulus se hoop het hy ingebring na dit wat 70 na Christus plaasgevind het, waarvoor die meeste van ons, as die kinders van die Here nog wag, want ons is besig met die Bybel en nie die woord van God nie. Ons is besig met die Bybel. Laaste Adam, laaste beteken die laaste van wie en wat die eerste Adam was. Daar is nie meer 'n Adam nie, maar net een nuwe mens gebore uit God. Kyk gou wat sê Job 19. Kyk gou wat sê Job 19. Maak dit sin, kan julle dit sien? Sien julle dit? Kyk gou wat sê Job 19. Onthou julle die eerste Adam was uit stof? Hoor net wat sê Job 19 van die laaste Adam. Job 19:25. Kyk gou wat sê Job 19:25. Job 19:25 sê, maar ek weet, my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Sê vir my wat hy opgestaan 3 dae hierna. Toe staan hy op as die laaste. Sê vir my, is daar nog 'n mens veronderstel om uit stof te wees of was ons uit God? Sê die laaste Adam beteken hy was die laaste uit stof. Wat glo ons? Wat glo ons as die kerk? Wat verkondig ons? Hy wie Rudy, ek het dit Vrydag gehoor. Wie Rudy, ek is maar net stof. Hy Rudy, ek moet terugkeer na stof. Jy's besig met die Bybel. Jy's nie besig met die woord van God nie. Ek is jammer as ek dit sê. Ek is jammer as ek te eerlik is vanoggend. Maar ek is eerder te eerlik en ek lewe. Want hy antwoord my, Heilige Gees sê vir my, hy sê vir my, as ons sit by begrafnisdienste, is dit emosioneel wonderlik vir ons, maar skriftuurlik nie korrek nie. Wat beteken die eerste Adam was 'n lewende siel? Hy was 'n natuurlike mens, hy was vlees en bloed, hy was uit die wil van 'n man. Dit beteken die natuur van 'n dier. Dit verwys na jou vleesliggaam uit 'n geslagsregister, 'n stamboom, ons vorige boodskap. Ek is maar net mens, ons rose. Jy het 'n aardse vader en moeder, die natuurlike mens, vlees en bloed. Terwyl die laaste Adam 'n lewendmakende gees is in vlees. Wat se vlees? 'n saailand, 'n sterflike vlees. Dis 2025 jaar later. Hoekom sien ons nie dat die sterflike vleesliggaam lewend gemaak word nie? Want ons leef nog. En ons glo nog die eerste Adam. Ons probeer nog om fix. Terwyl jy 'n nuwe spesies, 'n nuwe mens, 'n nuwe geslag is. Ek kan hierdie boodskappe reeks maak as ek wil. Kyk gou wat sê 1 Timoteus 2:13. 1 Timoteus 2:13. Weet jy wat Adam kon nie help nie? Ek gaan nou vir jou wys. Kyk wat sê 1 Timoteus 2:13. 1 Timoteus 2:13 sê, want Adam is eerste gemaak. Kyk die verskil. Adam, hierdie ou is gemaak. 'n Proses.
Hierdie ware is gebore. Die ware. Kyk die verskil. Adam is gemaak. Gemaak beteken om te vorm as 'n gietvorm, daarom 'n skat in 'n erdekruik. 'n Voorbeeld van iets. Adam was 'n voorbeeld van iets. Adam was 'n prototipe. Daarom kyk wat sê Romeine 5 gou oor dit. Kyk gou wat sê Romeine 5:14 oor dit. Kyk gou wat sê Romeine 5:14. Halleluja. Halleluja. Kyk wat sê Romeine 5:14 gou oor dit. Adam gemaak 'n prototipe. 'n Prototipe. Die Here wys dit vir my so. Onthou julle die Kuruman Square, hierdie nuwe besigheidsentrum. Terwyl hulle besig was om hom te bou, dit was als op 'n plan, 'n prototipe. Daar was stene, daar was pilare, dit was chaos, maar julle opgelet, die heining was toegemaak met 'n net. Niemand kon regtig insien wat binne aangaan nie, maar die dag toe hulle dit oopmaak, toe hulle die net afhaal, toe staan daar 'n fantastiese winkelsentrum, Kuruman Square. En hulle Gees praat met my. Toe God vir Adam en Eva begin as die prototipe gemaak, het God vir hulle gesê, julle mag nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Wat het gebeur toe hulle geëet het daarvan? Toe ontdek hulle skielik, hulle is naak. Met ander woorde, as hulle nie geëet het van dit nie, hoor wat ek vanoggend sê, as Adam en Eva nie geëet het nie, was hulle toegemaak, hulle was bedek deur God, hulle was bedek deur 'n tipe van 'n heerlikheid, alhoewel hulle ontbreek het aan hierdie heerlikheid, sodat niemand moes sien hulle naaktheid nie, totdat die laaste Adam dit volbring het, toe sou God openbaar, die heining sou oopgemaak word, en hier is die waaragtige nuwe mens, wow, God in vlees! Maar omdat ons met die Bybel besig is, omdat ons nog met die Bybel besig is, probeer ons die Adam fix. Praat God ook so met jou? Wat beteken opstanding? Opgewek. Die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Skielik word die bedekking, die verborgenheid gelig. Op Paulus sê, ek bid vir verligte oë dat julle kan sien wie julle eintlik is. 'n Winkelsentrum niet, waar ons vir maande verby gery het en daar was 'n toegemaakte net heining, jy kon nie regtig sien wat aangaan nie. Daarom was Adam en Eva naak. Toe was God verplig om hulle te beklee. En toe begin hulle in hulle werke, in hulle eie vermoë, hulle self probeer regverdig. Want ons wil mos tot vandag toe, wil ons mos 10 stappe hoe om 'n beter mens te wees, terwyl jy opgewek verheerlik is, die ware, jy weet nie wie jy is nie. Ons as die kerk weet nie wie ons is nie. Gaan nou by dit kom. Ek gaan nou by dit kom. Sê hy was 'n prototipe. Hy was net 'n gietvorm vir iets wat sou gebeur. Met ander woorde, as Adam net geëet het van die boom van die lewe, sou dit die manifestasie wees aan die einde van die dag wie Adam en Eva sou wees. Jy verstaan wat ek sê? Dis hoekom hy moes die laaste word van die proses, sodat gebore kan word, die verborgenheid as die ware. Hier is ons nou, wie ons eintlik is. Daarom kan jy net die waarheid ken. En as jy nie ken by die waarheid wat jou kan vrymaak. Halleluja, dankie Jesus. Kyk wat sê Romeine 5:14 gou oor dit. Dis ek preek nou lekker. God vertroos my hart vanoggend. Heilige Gees vertroos my hart, omdat my hart was seer van verlede Vrydag af vir dit wat ek moes aanhoor. Hoe die Christus, hoe die skat in jou geaborteer word. Geestelike aborsie. Romeine 5:14, hoor nou. Tog het die dood geheers vanaf Adam tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortredinge van Adam. Luister mooi, wat 'n voorbeeld was van hom wat sou kom. Met ander woorde, die eerste Adam was 'n voorbeeld, was 'n prototipe van dit wat sou gebeur. Maar as gevolg van Adam en Eva, as gevolg van hierdie proses, moes hy manifesteer as volbring. Die laaste Adam, sodat ons kan uitkom by wie ons eintlik is, as die openbaarmaking, die heerlikheid, die manifestasie, God in vlees, die Christus, hier is hy. Halleluja. Halleluja. Wat beteken laaste? Wat beteken hy was die laaste? Hy was die laaste toestand. Hy was die laaste in 'n reeks of 'n plek. Met ander woorde, wat 'n storie kan ek gebruik op kyk net? Wat 'n storie was op kyk net? Getroud met rugby. Wie kan onthou daar was 'n storie, daar was 'n reeks getroud met rugby, maar hy reeks is nie meer daar nie. Daar was eens op 'n tyd 'n reeks oor die eerste Adam
Maar op die kruis as volbring die laaste, is daar nie meer 'n reeks as Adam nie. Daar sit die openbarmaking as 'n nuwe mens, die Christus. Here, jy moet help. Wat wil doodgaan, wat 10 stappe om te, jy weet nie wie jy is nie, my vriend. Jy weet nie wie jy is nie. Jy weet nie wie God is nie. Want jy is besig met die Bybel. Kom ons raak besig met die woord. Daarom kyk wat sê Romeine 6. Romeine 6 vers 1. Dan gaan ek vir jou wys hoe lyk hierdie ouetjie. Dit is so fantasties. Oupa is lief vir jou. Jy lyk so pragtig vandag vir oupa. Hoor jy? Kyk wat sê Romeine 6 vers 1. As jy nou jaloers is of sleg voel, ek is lief vir jou ook. En elkeen lyk pragtig vandag, hoor. Sy weet jy lyk ook pragtig, my seun, hoor. Die dominee se seun. Hoor wat sê Romeine 6 vers 1. Vers 1 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons nou so in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde, alles wat sonde was, alles wat dood was, alles wat tekortkominge was, alles wat Adam en Eva ongehoorsaam was, het saam met hom as laaste Adam, ek en jy as mens, derms en pens, as uit die rose, uit die geslagsregister, uit die stamboom, ons almal is saam met hom in sy dood begrawe. Daar is nie meer 'n roos nie. Daar is nie meer 'n Griek nie. Daar is nie meer 'n slaaf nie. Daar is nie meer 'n Jood nie. Daar is nie meer 'n Tswana nie. Almal is een in Christus. Daarom was hy die laaste, dis dood, dis gone, dit is nie, dit bestaan nie. Hoekom lyk die wêreld so? Want volgens ons leef ons uit ons ou herinneringe, dis hoekom dit lyk soos dit lyk. Daarom moet jy vernuwe word in die gees van jou gemoed. Ons gaan nou by dit kom. Kyk wat sê vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons nou so in 'n nuwe lewe kan wandel. Sê, kyk op die bord, hierdie is 'n nuwe lewe. Dit het niks met hemel te doen nie. Dis nie in die hemel nie, dis hemel op aarde, God se plan. Daai nuwe, die Griekse woord is kainos, G2537. Luister wat beteken hy woordjie nuwe. 'n Nuwe toestand van lewe deur Heilige Gees, vars. Vars. Sê vars. My vriend en my vriendin, ons kom mos, sê ons mos op 70, 80. Jy sê jy's nog. Sê vars. Sê vars. Nog nie in gebruik nie. As ek so om my kyk, is dit nog nie in gebruik nie. 'n Nuwe soort, onbekend, nog nie van gehoor nie. Kom, gaan praat bietjie. Ek het vreg met mense gepraat. Toe ek het vir hulle vertel, toe kan ek sien, die ligte brand, maar niemand is tuis nie. Dit wat jy vanoggend hoor, dit, die ware, die verborge, die bedekking word gelig, dis onbekend. Min nog weet van dit. Die kerk het dit nog nie gehoor nie, want ons is besig met die Bybel. Daarom het ek die Gees van God nodig om my te lei in die hele waarheid. Hoor vir Johannes die apostel, hoor wat sê hy, dit was vir hom ook onbekend, hoor wat sê hy, 1 Johannes 3, hoor wat sê hy in 1 Johannes 3, en hierdie was geskryf so 95 na Christus, met ander woorde, 90, 95 na Christus, met ander woorde, die apostel Johannes, wat nie kon doodgemaak word nie, hulle kon hom nie dood kry nie, die ander kon hulle doodmaak, hulle kon hom nie dood kry nie, hy het ook nie dit geweet nie, so onbekend is dit. Kyk wat sê hy vir hulle, 1 Johannes 3 vers 1, hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Hoor wat sê hy nou, hy sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is, so gaan ons mekaar ook sien. So hoe gaan hy verskyn? Hoe gaan hy verskyn?
Hy gaan nie kom met 'n wolk nie. Hy gaan verskyn in die saailand. Waar is die skat in die saailand? Wat is die saailand? Jou vleesliggaam. Waar is die Christus? Waar is die volheid? Waar is die koninkryk? Waar is die Heilige Gees? In jou. So hoe gaan hy verskyn? Hy gaan verskyn in die saailand. Hoe gaan hy verskyn in die saailand? Jy gaan verskyn as die openbarmaking, as die Christus hier kom, hier is hy. Here, jy moet help. Daarom sê Kolossense 3 vers 3, ons is saam met hom verborge. Ons is saam met hom verborge in God. Sodat as Christus, wat nou jou lewe is, geopenbaar word, jy as Christus in heerlikheid geopenbaar sal word. Julle wat, ek kan nie omdraai nie. Dis verby van my om te draai. Ek kan nie omdraai nie, ek is te ver. Ek sê vir die ou langs jou, Rudy is te ver heen. Te ver heen in wat? Te ver heen in heerlikheid. Hoor nou vir Paulus, want Paulus was die man wat God vertrou het met die verborgde dinge. Hoor nou wat sê Paulus. Hoor nou wat sê Paulus in 1 Korintiërs 2. Lees die mense, is dit nie fantasties nie? Julle laaste Adam. Hoor wat sê 1 Korintiërs 2. Hy vertroos my vanoggend. Dankie, Heilige Gees. 1 Korintiërs 2 vers 7. Hoor wat sê Paulus in vers 7. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid. Onthou, verborgenheid het twee dele. Die onsigbare voor die grondlegging en die sigbare as die opstanding. Die verheerliking. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. O Gats, sê vir my, dit is tot ons heerlikheid. O Gats, dis waarvoor ons wag. Hoor nou wat sê hy? Hy sê, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Hulle het dit nie geweet nie. En ek wil amper sê tot vandag toe weet die meeste dit ook nie. Hy was gekruisig as die laaste Adam, sodat geopenbaar kan word die ware, die nuwe, wie ek en jy eintlik is. Daarom sê Paulus by vers 9, hy sê, maar soos geskryf is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mense opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees openbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Behalwe die Gees van God. Wat bedoel hy? Wat het Paulus bedoel toe hy gesê het, God het dit berei vir die wat hom liefhet? Wat het Paulus bedoel toe hy het gesê het? Hoekom het hy daai aanhaling gemaak vir die wat hom liefhet? Hoekom het hy daai aanhaling gemaak? Dit is interessantheid, want hy het dit by Johannes gehoor. Kyk wat sê Johannes 14. Wys ek gou vir julle hoekom het hy daai aanhaling gemaak. Kyk wat sê Johannes 14. Johannes 14:23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Nie die Bybel nie, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom. O Gats, en ons sal by hom woning maak, sê die skat in die saailand. Woe! Sê tot ons heerlikheid. Sê die eerste Adam. Kyk wat sê Romeine 3. Kyk wat sê Romeine 3. Vers 23. Die eerste Adam. Want almal het gesondig, dit het almal ontbreek aan die heerlikheid van God, maar hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus is. Kyk op die bord. Die eerste Adam het ontbreek aan die heerlikheid van God. Luister, hy het dit nie verloor nie, want hy het dit nooit gehad nie. Maar toe hy die laaste Adam word, toe word die eerste Adam wat dit ontbreek het, 'n geskenk gegee as volbring, dis wie hy is. En dis wie ek en jy is. Hy het ontbreek aan die heerlikheid. Hy het dit nie verloor nie. Ek kan dit 'n preek, ek kan dit 'n reeks maak, ek kan dit 'n boodskap maak, maar ons los dit daar. Hy het dit nie gehad nie. Sê hy dit nie gehad nie, want hy was 'n prototipe. Hy was 'n voorbeeld van die laaste Adam wat sou kom. Dis hoekom my vriend en my vriendin, siekte en griep en nonsens moet verbyhou. Ek is wild radikaal oor dit. Die dood, jy moet verbyhou. Hy was die laaste. Ek is die begin van die nuwe. Onbekend. As Rudy dit verkondig en sê almal, ons verstaan nie. Ons het nog nooit daarvan gehoor nie. Rudy, nou dan sê hy ou van my, Rudy, maar wie sê dit nog?
Want as die allerouste wat dit sê, hoekom moet ek jou glo? En toe wys die Here vir my hoe baie dit begin preek en sê. Want dit is waarmee God besig is, en nie waarmee die kerk besig is nie, my vriend en my vriendin. Want ek wil lewe. En ek bring vanoggend vir jou lewe. Sê die eerste adem het ontbreek. Sê maar daar was 'n laaste wat ontbreek het. Sê saam met my weer daarom. Kyk wat sê Romeine 6 vers 4 gou weer. Romeine 6 vers 4 sê ons het saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is. Luister mooi. Luister mooi. Die eerste adem het ontbreek, het dit nie gehad nie. Maar as laaste adem volbring, is hy saam, is almal saam opgewek. Hoe? Deur die dit wat ontbreek het. Wat het ontbreek? Deur die heerlikheid. Kyk hoe skerp is God. So almal is waar. Almal is in hulle erfenis. Wat is hulle erfenis? Die heerlikheid. So dit is eintlik nie meer vir my en vir jou hoop nie. Vir hierdie ouens was dit 'n hoop. Hoekom is dit nie meer vir my 'n hoop nie? Want ek weet. Ek kan soontoe gaan as ek wil, maar ek wil nie te lank preek nie. Alles wat ontbreek het, die heerlikheid. Wat is die heerlikheid? Ek gaan nou by dit kom. Is hulle opgewek deur die heerlikheid in dit as 'n nuwe mens, onbekend, nog nie van gehoor nie, nog nie van in besit geneem nie. Hulle weet nie wie hulle is nie. Jammer Vader. Want ons is besig met die Bybel en nie die woord nie. Dis jammer as ek bietjie radikaal is vanoggend. Die eerste Adam het dit nie gehad nie en ook nie opgemors nie. Hy kon dit nie help nie. Dit was 'n proses, maar nou is hy dood. Daar's 'n nuwe gebore mens. Daarom kan ons Adam nie fix nie of probeer 'n beter mens wees nie. Daar is nie meer so 'n mens nie. Kyk wat sê Kolossense 3 vers 10. Kyk wat sê Kolossense 3 vers 10. Jesus Here, as ons so gaan begin kyk na ander, dink dit hoe gaan die lewe verander. As jy so gaan kyk na jouself, dink dit hoe gaan die lewe vir jou verander. Ek is mos maar net 'n mens. Hy weet ons is mos maar sondaar, strooi man. Wie het vir jou gesê jy's 'n sondaar? Want daai woorde, daai vingerwys is saam hier begrawe in sy dood. Jy's 'n nuwe mens. Jy's 'n nuwe skepping. Jy's tot 'n nuwe skepping gebore. Ek sê mos ek kan dit reeks maak, maar kom ons los dit. Kyk gou wat sê Kolossense 3 vers 10. Vers 10 sê en julle met die nuwe, by my Bybel sê nuwe mens, maar die oorspronklike sê nie mens nie. Die Grieks oorspronklik sê en julle met die nuwe beklee wat vernuwe word tot kennis na die beeld van God. Daai woordjie nuwe beteken weer neos. Dit is G3501. Dit beteken onlangs gebore, jonk, jeugdig, nuut. Die ware jy is opgewek, die ontdekking van 'n geestelike waarheid, 'n ommekeer van 'n bewustheid, die herinnering van jou oorsprong wie jy eintlik was. Daarom kyk gou wat sê Efesiërs 1 oor dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 1 oor dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 1 nou oor dit. Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, heilig, sonder gebrek, klink dit soos nuut, sonder gebrek, voor hom in liefde, dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Hy het besluit deur Jesus Christus dan die welbehae van sy wil, dit wat sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het. Met ander woorde, ek en jy op hierdie aarde manifesteer tot lof van die heerlikheid van God in vlees, sigbaar hier is hy. Kan ons dit sien hoe nuut is ons? Wat beteken onlangs gebore? Waar was jou geboorte? Jou geboorte was jou opstanding. 1 Petrus 1 vers 3, deur die opstanding, 'n geskenk aan ons, wedergeboorte, nuut. Vanaf God, uit God. Dis wat opstanding beteken. Dis wat wedergeboorte beteken. Weet wat doen ons hier? Ons probeer ons die adem fix. Dis mos nou jou werk om weergebore te word. Jy moet mos bietjie beter en beter. En sê vir my, toe jou pa en ma die grylinge besluit, een aand, het jy 'n sê gehad in dit? Sê vir my, na 9 maande toe jy is en opgroei, het jy 'n sê gehad, moes jy iets doen om 'n gryling te wees, of was jy 'n gryling? Weet jy wat doen ons hier? Ons probeer die adem fix as wedergebore. Jy kan dit help nie. Dit was 'n geskenk. Ek kan dit nie help. Ek kan dit nie help, ek is 'n godeseun nie. Ek kan nie help, ek is uit God nie. Ek kan nie help, God is my Vader nie. Dis my natuur, dis my karakter, dis waaruit ek gebore is. 'n Geskenk aan my. Eina. Sê saam met my eina. Daarom kyk wat sê Efesiërs 2 gehoor dit. Ek is amper klaar. Kyk wat gebeur. Efesiërs 2 vers 15, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, so deur vrede te maak,
die twee in homself, die Jood, die heiden, ander volkere, ander nasies, tot een nuwe mens kon skep. Daai nuwe mens is dieselfde as die eerste een, onbekend, nie vars. Nog nie van gehoor nie, want ons gaan ons hemel toe. Ons gaan ons juig daar in die hemel, gaan wonder ons nie daarvan gehoor nie. Want ons is besig met die Bybel, en nie met die woord van God nie. Moet hy of het hy? Vers 16. En albei in een liggaam. O God, sê een liggaam. Wat 'n liggaam? Wie se liggaam? Sê 'n vleesliggaam. Sê die saailand. Wie se liggaam? Richard se liggaam, Marina se liggaam, Annetjie se liggaam, Rudy se liggaam, die saailand. Duur gekoop, hy behoort nie meer aan jou nie, sodat die skat, die Christus, God in vlees geopenbaar kan word, die heerlikheid manifestasie. Hier is God op die aarde in vlees. En als reageer, niet vars. Niet vars. Daarom, kyk wat sê Hebreërs 2 vers 9 en ek sluit af. Kyk wat het gebeur. Kyk wat het die laaste arm kom doen. Hebreërs 2 vers 9. Maar ons sien hom namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, met heerlikheid en eer gekroon, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elke een die dood sou smaak. Hoekom? Want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge, en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wil bring, om die bewerker van die saligheid deur lyde te volmaak. Ek soek jou volle aandag. Waarvoor het hy jou kom red? Onthou julle ons vorige boodskappe. Het jou kom red van die dood. Hoekom het hy jou kom red van die dood? Sodat hy baie kinders, sodat hy almal moes bring waar? Na die heerlikheid toe. Want vir hierdie heerlikheid, as die skat in die saailand om geopenbaar te word, het God 'n saailand, het God jou vleesliggaam nodig om verheerlik te word, te openbaar as wie is hy. Daarom kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18 oor dit. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18 oor dit, my vriend en my vriendin. 2 Korintiërs 3 vers 18. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, terwyl ons met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van die heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat Gees is. Sê verander, sê die saailand word verander. Die saailand moet nie doodgaan nie, die saailand verander, van heerlikheid tot heerlikheid, as die openbaarmaking van God in vlees, hier is dit. Sê heerlikheid, eer en onverganklikheid. Wat beteken heerlikheid? Dit het hulle ontbreek aan die heerlikheid, maar ons is saam hom opgewek, deur sy dood begrawe, die laaste arm, daar is nie meer 'n asem deur hierdie heerlikheid. Wat beteken hierdie heerlikheid tot heerlikheid? Dis die eindbestemming, en dis in 'n vleesliggaam. Onthou julle my vorige boodskap, God se eindbestemming versus hemel. Gaan kyk dit weer. Kom jy agter, elke boodskap wat ek hier preek is soos 'n legkaart. Die een gaan in die ander een in, die een gaan in die ander een in, die een gaan in die ander een in. Heerlikheid beteken die gewig van God as Gees sigbaar in vlees, as verheerlik. Dit beteken die goeie opinie van God as eer. Die toestand waarin Christus as hoof opgewek is as verheerlik, geen dood as onverganklik. Daarom die nuwe mens. Kyk nou wat soek die nuwe mens. As almal hier wag vir die dood, om hel te mis, om hemel toe te gaan, want God kom haal hulle. Maar wat van hierdie nuwe mens? Waarvoor wag hy? Wie wil weet? En ek sluit af. Kyk wat sê Romeine 2 vers 7. Kom ek wys jou. Kyk wat sê Romeine 2 vers 7. Romeine 2 vers 7. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer, onverganklikheid soek. Wat is onverganklikheid? Vlees wat nie meer kan doodgaan nie, verheerlik. Dan verduidelik hy wat dit is. Die ewige lewe. O gats, ek het gehoor, die ewige lewe is, jy moet een of ander tyd doodgaan, dan hou ons 'n troostdiens, sodat jy by God kan wees, en dan het jy die ewige lewe. Maar nou hoor ek, daai laaste Adam met alles volbring, daar's 'n nuwe mens, jy moet nou eer, jy moet nou heerlikheid, jy moet nou onverganklikheid soek, die ewige lewe. O gats,
Is dit wat ons soek? Is dit wat die meeste soek? Nou raak het stil hier binne. Rudy, wat glo jy? Vrydag. Rudy, wat glo jy? Hy wat eer, heerlikheid, onverganklikheid. Die skat in die saailand word geopenbaar, verheerlik God in vlees. 'n Kwaliteit lewe, die ewige lewe. Waar, Rudy, waar? Waar, Rudy, waar? Daarom was hy die laaste. Hy was die laaste Adam. Amen. Gee die Here 'n lekker lofoffer vir dit. Ek hoop julle kan dit sien. Ek hoop jy kan dit sien.